terwyl hulle dit sien. Wie het gesien? Getuies. Daar was getuies gewees. Daar was getuies teenwoordig wat gesien het wat gebeur het. Jesus het seker gemaak, reg deur sy bediening, dat elke keer as hy iets doen, is daar iemand teenwoordig. Om te sien wat hy doen, dat dit nie môre sal uitkom en sê, ja, dit is 'n mythe of is dit 'n hoorsê of wat ook al nie. Hy het elke keer iets gedoen met dit doen en het elke keer gesorg dat daar mense teenwoordig is as hy dit doen, sodat dit neergeskryf kan word en sodat dit kan verkondig word in die wêreld. Dis hoe hy dit gedoen het. Die vers gaan aan en hy sê, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou baie mense beweer, ek praat ook met die mense met die dik bril in die agtertasse, hulle is 'n dikkie, ek het ook die agtertasse, so ek sê van die mense. Hulle beweer dat daai wolk wat die Here kom haal het, was 'n wolk van engele. En hulle het die Here op die hande in die hemel ingedra. Dis wat hulle sê. Okay? So, hoe ver dit waar is, weet ek nie, maar jy kan ook nie by mekaar sit sodra ons verder gaan. Okay. Hy sê, vers 10, en toe hulle nog stik na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Engele. Nee? Er staan daar 2 manne in wit klere by hulle. En daai 2 manne was engele gewees. Dis hoekom hulle sê, 'n wolk van engele het die Here weggevat. Want waar kom hierdie 2 dinge skep vandaan? Ek dink daai mense wat daar gestaan het, het 'n stukkie geskryf. Nee, wat het daar geskryf? Lukas. Wat was Lukas gewees? Lukas was 'n dokter gewees, nee? Hy het Handelinge geskryf. So ek dink hy was so, nee, wat gaan jy waar hierdie ons vandaan? En ek dink hulle het rondgekyk, maar dis daar nie nog nie. Dis daar nie nog mense op pad nie. Want ewe skielik sê die woord, daar staan die 2 manne hier langs hulle. Vers 11. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat vir julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou my broeder en sussie, 'n paar dingetjies het gebeur in hierdie 3-4 skrifgedeeltes wat ek nou gelees het. 'n hele paar dingetjies het gebeur. Eerstens, Jesus het met hulle gestaan en gesels en sy laaste woorde aan hulle was 'n opdrag en 'n belofte en 'n waarskuwing. Daar's 'n opdrag, daar's 'n belofte en daar's 'n waarskuwing. Die belofte en die opdrag kry ons in vers 8. Ek het nie gelees nie, maar dan gaan ek hom lees. Hy sê, maar julle sal krag ontvang, dit is 'n belofte. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van julle kom en julle sal my getuies wees. Waarna kyk ons nou? Die opdrag. Nee? Julle sal my getuies wees, dit is 'n opdrag, maar nie in so baie woorde nie, maar Matteus 28:19 sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om al my instruksies te onderhou. Nou kom ek terug en hy sê vir hulle, voor hy gegaan het, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Klink dit nie bekend nie? Dit klink al dieselfde soos Matteus 28:13. Gaan in die wêreld, gaan verkondig die woord, leer die mense. Ek sit in die Christelike, sit in deurwerk, soos in, wow. Jy baie keer lees jy iets, maar weet, dit vat nie ons nie. En dan eendag lees jy, okay. Toe kom ek agter maar, die Here gee vir ons 'n belofte. Hy gee vir ons 'n opdrag en hy gee vir ons 'n waarskuwing.
Alles in 3-4 versies. 8, 19 en 11. 4 verse. En dit is so, wow. Dit wil gedoen wees. Nee? Alles wat God doen dit vir 'n doel. Vers 11. Maar julle sal krag ontvang. Dis die belofte. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jesus gaan nie meer vir sy disippels hier wees nie. Maar hy het hulle voorheen gesê. Voor die tyd gesê. Ek gaan en ek stuur vir julle 'n trooster. Die Heilige Gees wat by julle gaan wees. En die disippels was 'n bietjie dom gestaan. En hulle het nie met waar Jesus gepraat het nie, omdat hulle was nog nie daar gewees. Dit was nog nie tyd om dit vir hulle te openbaar het nie. Dis hoe is dit. Julle maar wat gaan doen? Toe sê hy vir hulle, weet jy wat, die tyd is nog nie daar nie. En as die tyd daar is, sal julle wel weet. So, hulle was teenwoordig. Vers 9. Iets bonatuurlik het gebeur. Iets wat 2 keer van tevore in die Bybel ook gebeur het. Die Here opgegaan het. Wie sien die manne? Elia en nog, né? Wat, sê storie. So daar's 3 mense in die Bybel wat opgevaar het of wat weggeneem is. 2 van hulle is lewendig opgegaan. Maar weet jy wat die lekkerste van hierdie hele gedeelte is? Die Here is nie weg om weg te bly nie. Hy het gegaan om weer terug te kom. Hy is iemand wat op verlof gegaan het. Sê, ek wil so 'n bietjie, kyk wat gaan nou. Nee, ek wil so 'n bietjie gaan kyk, ek wil die wêreld so 'n bietjie skud. En as die wêreld klaar geskit het, en al my profetiese woorde in vervulling gekom, dan kom ek terug. En dan kom terug met 'n belofte, want die Engel het gesê, die Jesus wat jy nou sien opvaar, hy gaan net soos hy opgegaan het, net so gaan hy terugkom, ook op 'n wolk. Maar die verskil is, hy gaan nie sy voete op die aarde neersit nie. Nee, hy gaan daar in die hemel hang, op die wolk. En die bazuin gaan blaas. En die wolke gaan skeer in die ooste. En die Here gaan sy kinders vat. Hulle moet nie weglaat nie. Nee. Julle weet dit. Dankie. So daar was 2 getuies gewees. En weet jy wat? Die Here kom terug. En die 2 ouens wat hy gevat het, Henok en wat is dit nou weer? Wat is nou sy naam? Elia. Elijah, nee? Die 2 ouens wat hy gevat het, gaan ook weer terugkom. Hulle gaan op die hoeke in Jerusalem gaan hulle staan en hulle gaan die woord verkondig. En die mense gaan hulle haat. En die mense gaan hulle doodmaak. En wie wat gaan gebeur? Presies dieselfde wat Jesus gebeur het. Na 3 dae gaan hulle opstaan. Die mense gaan hulle los. Hulle gaan hulle nie verwyder nie. Hulle gaan hulle doodmaak, hulle gaan hulle net los. En hulle gaan opstaan na 3 dae. En hulle gaan verder die evangelie van God verkondig. Hoekom? Om te wys hoe groot ons God is. Nee, hy is nie sommer so hierdie ding, maar nie die daar bo op die troontjies en hy sê nie, dat jy van die plek nie. Nee, hy is nie van die plek. Because he can. Hy kan. Al hierdie goede met broeder en sussie is mooi uiteengesit. Nou jy gaan terug in die woord, dan lees jy dit, dan verstaan jy dit nie. Maar as jy kom by hierdie skrifgedeelte in Handelinge 1, van vers 9 tot 11, dan begin dit goed sin maak. Maar hoekom het dit gebeur? En as jy Openbaring toe gaan, dan besef jy dis wel, wow, jy weet, ek het nooit so raak gelees nie. Die 2 ouens wat weg is, gaan weer terugkom, hulle gaan die evangelie verkondig op die hoeke van die strate. En die belofte is, ek kom weer. Nou iets wonderlik gebeur. Daar nog iets gebeur. Nog 'n wonderwerk. 2 manne
Wat het gebeur met Lot? Wat het gebeur met Abraham? Hoekom nie net een? Hoekom 2? Want die woord sê, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Amen? 2 getuienisse is beter as 1. Come on. Okay? Dis die raak nie opgewonde. Dis 'n openbaring. 2 engele. Die Here het gedoen vir 'n doel. Wat het gesê? Watch. Dus ek sê, die ouens het, hulle seker stukkend geskryf. Hulle sê vir hulle, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien weggevaar het. Wow. Wat 'n belofte. En wat 'n waarskuwing. Ons moet opgewonde raak oor hemelvaart, want hy is weggeneem. Ons moet opgewonde raak oor die hele saak, want die is, hy kom weer. En as jy nie reg is, is die is. Dis 'n groot iets. Dis 'n waarskuwing. 'n waarskuwing in een sinnetjie, om te sê, wauw, jy is opgewonde. Maar, hy kom weer. Daar kom die waarskuwing in. En ek sal amper sê, vir die kinders van God, is dit die grootste belofte. Hy kom weer. Maar vir die ouens aan buitekant, wat nie reg is nie, die ouens aan buitekant, wat nie die Here dien nie, is 'n groot is. Ouch, en dan waar kan ek gewerk het? Wat sê Dawid vir ons? Maar gemaak jou bed in die hel, ek is daar. Jy kan nie wegkryk nie, jy kan nie wegkom nie. There's no two ways about it. Hy kom weer. Opgeskryf in Handelinge deur Lukas. Nou, baie Jode glo vandag nog en die Here moet nog kom. Hulle glo, hy moet nog kom. Maar ons weet, hy was nie gewees, hy het weg, en hy kom weer. Hy kom vir die tweede keer. En as hy kom vir die tweede keer, dan kom al sy kinders, en dan, dan sien die wêreld en net bedroe. Dan is dit nag. Dat gaan nie lang wees nie. Moet ons as kinders van God opgewonde wees oor die hemelvaart? Ja, ons moet wees. Want ons weet, hy leef, hy het opgestaan, en hy het opgevaar, en ons weet, hy kom weer. Amen? Hy kom weer. En as jy opgewonde is oor die hemelvaart nie, dan weet ek nie waarvoor jy opgewonde is. Dan is dit 'n oudjie wat goed sien in die lewe. Want dit is iets waaroor ons moet opgewonde raak. Hy gaan daar in Johannes sê vir ons, dit is Johannes 14 wat hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. In my Father's house, there's many mansions. Baie plek. En ek het my plekkie, het ek klaar uitgesit. Ek gaan bly op die hoek van Halleluja in Almondstraat. Dis wat gaan gebeur. Ek wil sien as die mense afkom in Almondstraat. En ek wil kyk as die mense gaan begin sing in Halleluja straat. Die plekkie, my mansion is daar. I've got a mansion just over the rooftop. Hy sê ek gaan om vir julle plek te berei. En die Here is besig om vir een en elke van ons 'n plek te berei. Dis vir my gegaan het. Hy het nie net gegaan om maar boete gaan sit en mooi lyk nie. Nee,
om 'n plek voor te berei vir ons. En hy is besig om ons voor te berei vir die plek wat hy vir ons wil gee. Imagine. Dink 'n bietjie daaraan. Ek glo ons het al ooit gepraat van wat dit in die hemel gaan wees. En ek kan julle sê hoe dit daar gaan wees. Awesome! Jou mooiste mooi. Ek praat nie van die vir jou wat is. Jou mooiste mooi. Wat jy al op die aarde gesien het. Nee, maal dit met 10 miljoen. Maal dit met 10 miljoen. So nou kan jy vir jouself dink, jy kan nie so ver dink nie. Ek kan nie so ver tel nie. Nou gaan jy maar net. Wow. Hy praat van strate van goud en die pearly gates. Mense het gaan awesome wees. Weet ek het eendag gesit in uitwerk. Ek wil nie wat toe my gesit in vat nie. Ek het eendag gesit in uitwerk van die nuwe Jerusalem. En die woord sê van die hemel uit daal. En weet julle hoe groot is die nuwe Jerusalem? As jy die nuwe Jerusalem vat en jy sit in bo in Suid-Afrika. So, dan kort ek nog 114 kilometer. Aan die ooste kant, aan die weste kant, aan die noorde en die suide van Suid-Afrika. So groot is hy. So, a mansion. A mansion. Nou weer eens, nou dink ons daaraan, maar as die nuwe Jerusalem nou so groot is, hoeveel mense gaan daar wees? Jy gaan 'n plek te berei. As ons 'n bietjie terug gaan in die woord, dis nou ek, dis nie die Bybel nie, dis ek. Okay? Dit is nou my weergawe, dit is nou my weerlegging. Ek het eendag gesit en dink. Die Bybel sê 'n derde van die engele is in die hemel geskop. 'n derde. So in my klein brein sê dit vir my 'n derde moet verskriklik baie mense wees. Of verskriklik baie engele wees. En toe kom ek by my op dat, weet jy wat? Die Here sê hy gaan berei vir ons 'n plek. Nou dis ek, dis nie my nie, dis ek. My weergawe. Die Here sê hy gaan berei 'n plek vir jou. Elkeen wat in inkeer kom, elkeen wat die Here gaan saamvat, het 'n plek. En my gedagte sê vir my dat die Here wag tot hy die derde van mense gevul het voordat sy mense kom. Dis my weergawe. Dis daar in my nie. Dit is wat ek dink. Dat die Here wag net tot hy die derde van mense wat hom gaan dien in gees en waarheid by mekaar het. Dan gaan hy daar op plaas. Dan het hy weer sy derde van engele terug in die hemel. So 'n derde is uitgeskop, 'n derde moet hy weer vul. Maak dit sin? Nou ek sê so, dit nie hoor. Dis my openbaring wat ek gekry het. Okay. So ek gaan nie sê ek wil vertel die mense ja, hoe dit moet dit sê dat 'n derde, Here wag derde van die mense nie. Dit is my. Maar die belangrikste is die Here het opgevaar. Hy gaan maar 'n plek vir julle elkeen van ons. En as hy plek klaar berei is, dan kom al ons. En dit moet die sessie is iets om opgehoor te raak. Weer gaan ek vra. Na dit wat jy gehoor het vandag, wat beteken die hemel van vir jou? Amen. Hoe weet jy wat die hemel Vader? En ek dank vir die kort en kragtige woord. Here wat u op my hart gelê gister, Here. Vader, ek dank u dat ek hierdie woord kon deel met u kinders vandag, Here. Vader, ek dank u dat hulle u woord nou weer kan sien in 'n ander lig, Here. Vader, in my gebed is elke keer as ons die woord vat en die woord lees, Here, laat u dit vir ons sal openbaar. Here, laat ons net sal lees dat lees is nie,
Maar Vader, laat U dit vir ons sal openbaar, sodat U dit vir my gaan openbaar het, Here. Die belofte wat U vir ons gee, die opdrag wat U vir ons gee, en die waarskuwing wat U vir ons tegelijkertijd gee, Here. Vader, daarom dank ek U vir U woord, Here. Dank U vir die inwonende Heilige Gees, Here, wat ons lei en ons help elke dag. Here, waar ons die res van hierdie week sal ingaan, Here, help ons, behoed ons, bewaar ons, Here. Hou U hand van beskerming oor ons, Here. En Vader, ek bid vanavond dat die engele sal opdrag gee, maar gaan na ons om ons te kom beskerm, om ons op die hande te dra, sodat ons voete die geen klippe sal stap. En Vader, ek dank U daarvoor, en ek loof en ek prys U, Here. En Vader, my gebed is dat U ons die Sondag sal terugbring na U huis van brood, Here. Julle en elke van ons veilig sal terugbring, dat ons weer kan luister na dit wat U op pastoor Mannetjie se hart gelê het. En Vader, ek dank U en ek loof en ek prys U in Jesus naam. Amen en amen. 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 Tot die dag. Sien al weer vandag. So jy gaan vry vir die dag.